weet dat dit waar is. Dit is waar. Ons sing nie net omdat ons iets mooi soek om te sing of te sê nie. Dit is die absolute waarheid. Absolute waarheid wat U vir ons gedoen het, Koning Jesus. Wat U deur die vloei van die bloed en elke wond aan die liggaam vir ons moontlik gemaak het, Jesus. Here, ons eer U. Ons eer U, ons loof U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek het nou die dag vir julle vertel hoe kosbaar is dit vir my as Annabel, elke ding wat jy doen of sê, dan sê sy, dankie oupa. Nou dankbaarheid is geloof. Want geloof kan nie geloof wees sonder dankbaarheid nie. Om dankbaar te wees, net te sê, dankie Here, vir wat U vir ons gedoen het. Maar prys die Here, moet net nie vir die Here sê oupa nie, nee. Hy is nie 'n oupa nie. Baie belangrike punt. Baie belangrike punt. Hoekom is dit 'n belangrike punt? Ek moet dit nou nie vanoggend inbring nie, ek wil dit nou nie heel, maar hoekom? Want jou kinders moet so vroeg as moontlik, so jonk as moontlik by jou hoor en saam met jou getuig dat Jesus die Here is. So gou as moontlik, so vroeg as moontlik en in jou lewe sien en in jou huis sien, maak nie saak wat die skool doen of sê of wat wie doen of sê of die regering of wie nie. Jou kinders moet hoor, God is hulle Vader. Hulle Vader, hulle moet dit hoor, hulle moet dit glo, hulle moet dit verklaar. Dit is 1 miljoen keer belangriker as 'n matriek. Dit is 1 miljoen keer belangriker as enige opleiding, selfs 'n karlisensie. Dit is die belangrikste ding in jou kind se lewe. As jou kind vanoggend saam met ons hier, as jou kind hier was, en jou kind kon vanoggend saam met ons hierdie lied sing met geloof, dan het jy die grootste doel as 'n ouer bereik. Prys die Here. Dan het jy die grootste rede hoekom jy 'n ouer is, hoekom die Here 'n klein mensie aan jou toevertrou het. Het jy bereik? Ek moes eintlik saam met daai foto kon opgegooi het van Joshua Shalom, Marika se seentjie. Hy's nou 'n week oud of 2 weke. 2 weke oud. Geen wonder hy kan dit al doen nie. Sy nak, hy sit so, Greg het hom afgeneem waar Marika hom so vashou. Nou kyk hy so oor haar skouer, maar hy nak is so stink. Nou kyk so. Ek dink hy wonder waar sy oupa, maar in 'n geval. Maar die punt is net dit waarvoor die Here daai mensie vir hulle gegee het, is die heel belangrikste, is sodat hulle Here kan volg, hom kan dien, leer hom lief te hê, sy genade in hulle huis te smaak. Ek wil graag, indien ek dalk vergeet aan die einde, wil ek jou nooi om Sondagoggend ook hier te wees. Hoekom? Want dan vier ons die finale oorwinning. Ons vier die finale oorwinning. Ja, vir die Jood en baie sterk verbind aan wat ons vandag en Sondag vier, die uittog uit Egipte land, die bevryding van slawerny, maar vir ons ook die bevryding van die totale slawerny wat die vyand maar kan dink hy nog op ons het. Hoor julle, ons vier oorwinning. Ons vier oorwinning selfs oor die dood. Sodat as ons een van ons dalk die dag sê totsiens, en ons kon sê vir hulle totsiens met amper jaloesie, want hulle gaan nie na Jesus toe, dan weet ons kon sê, dood, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou angel? Jy het niks. Prys die Here, jy het niks waarmee jy ons kan wen nie. Johannes 15 vers 13 sê, groter, dis die vers van vandag ek het hom hier ingeskryf, so, ekskuus, hy's nou nie daar nie, maar dis die vers van YouVersion vanoggend. En hy sê, groter liefde is, ek het beskryf baie lelik, groter liefde as dit, het niemand, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Die grootste liefde, as hy sy lewe aflê vir sy vriende. En nie een van die vriende is volmaak nie. Die volmaakte een, die goeie een, kom en hy lê sy lewe af vir 'n klomp niks nut vriende. Jammer dat ek jou en my so noem vanoggend. Klomp vriende wat nog steeds foute maak. Klomp vriende wat nog steeds nie volmaak is nie. En Wayne, as jy dit nie glo nie, vra net, ask your wife. Ja. Maar Jesus het sy lewe vir ons afgelê.
Dit is so kosbaar. Ons moet letterlik eintlik hier rond hardloop. So in Mary moet naderhand met water opkom om net te sien die wat sy lippies droog is, dat hulle daarom nou nie beswyk nie. Dit is hoe groot hierdie nuus is. Dit is hoe groot dit is. Ons prys die Here. Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en 'n lewende weg. Vers 20 sê, 'n weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Dankie Here, ons prys U naam, dankie Jesus, ons loof U naam. Hebreërs 4 vers 16, en ek sê dit is op bladsy 9. Hier, nou het ek julle bang gemaak. Hebreërs, nee, daar's nie 'n bladsy 9 hier by my nie. Maar in elk geval, hier sê Hebreërs 4 vers 16 in die Passion Translation sê dit so mooi. Hy sê, so now we come freely and boldly to where love is enthroned. Ons kom met vrymoedigheid na die troon van God toe, né? Ons kan die troon van die Here met vrymoedigheid. Hy noem dit in steede van om te sê the throne of grace, sê hy love is enthroned. To receive mercy's kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. Al is dit wat? Al is dit probleme van die verlede. Probleme van die verlede en vrese van die Here en pyne van die Here of wat ook al. Die prys die Here. Prys die Here. Hy het dit vir ons. Jesus het alles kom doen vir ons sodat ons in vryheid, in gesondheid en in sy waarheid kan lewe. Ons het geen rede om moedeloos en ongelukkig te wees nie. Ons kan nog 'n paar goed opnoem, né? Geen rede nie. Nee, maak nie saak wat ons bekommer nie. Ons vat vanoggend vir bekommer en ons kap sy kop af. En ons sê rol. Want hoekom? Ons dien die Almagtige wat sy seun vir ons gestuur het. En sy seun het gewilliglik gekom. En ja, ons vier vanoggend terselfdertyd die Pesach, né? Saam met die Jode. Goed, hulle het dit nou verlede week gedoen. Ons en hulle sukkel om met mekaar saam dinge te doen. Maar die Jode stoei ook altyd in die sinagoge met mekaar. Moenie worry nie. So moenie bekommerd wees nie. Ons vier Pesach. Ons vier die belangrikste. Dit wat die Jode nou verlede week gevier het en ons nou hierdie week. Dit is seker die belangrikste gebeure in die skepings, in die geskiedenis. Daar's niks belangrikers nie. Dis vir my sê, maar hoe kan dit wees? Hoor gou hierso. Genesis 1 vers 1 staan daar Bereshit bara Elohim. Bereshit is in die begin. Dis die Hebreëus. Dit moet eintlik die naam van die boek Genesis wees. Boek Genesis is 'n Griekse naam, né? Maar goed, Bereshit, in die begin bara het geskep Elohim God. In die begin het God geskep en ja, hy het die hemel en die aarde geskape, né? Hy het dit geskep. En dan skep die Here al die ander dinge. Al die ander minder belangrike dinge, jy weet soos die son en die maan en hy maak al hierdie goedjies en die diere en so aan. Ons prys die Here net vir al die diere wat ons kan jag wat hy gemaak het. Hy het geweet ons gaan dit nodig hê. En al hierdie goed. En dan laastens skep hy die kroon van sy skepping vers 26. God het gesê laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers. Sodat hulle oor al hierdie dinge kan heers, maar ons weet dit bly nie so nie, né? Want die mens heers nie, waar hy net een ding wat hulle nie mag doen nie, en die mens heers nie daaroor nie, en die sondeval vind plaas. En dan gaan die Bybel oor baie gebeure. Van na Adam is een van die belangrikste ouens vir my onthou is Enoch. Want hy het met God gewandel, en ek gaan nou nie met elke ou iets sê nie, maar Enoch is vir my belangrik, Abraham, Isak, Noag, Abraham, Isak, Jakob, en dan Josef. Maar voordat ek aangaan met die Ou Testament verhaal, wil ek net tussen hakies gou sê, Romeine 5:17 sê, want deur die oortreding van een mens, Adam, deur die oortreding van een mens het die dood deur daardie een mens begin heers. Daarom sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer.
Deur die oortreding van Adam is klein Josua Shalom nie gebore as 'n sondaar. Hy is uit sonde ontvang. Hoekom? Op grond van Adam se sonde. Nie hy het nog niks verkeerd gedoen nie. Inteendeel is ons baie bly as hy sy doek vuil maak, né? Maar ekskuus, nou ek weet nou nie daar vat nie. Ek het een keer toe sê Marieke, skit hom bietjie laat hy net winde uitkom. Maar toe kom maar nie net winde uit nie. Soos die oupa skit, toe skit ons. Kom daar groot opskudding, né? Dis daar groot opskudding. En maar prys die Here, ons kan vanoggend vir mekaar sê, dit wat moet gebeur, het gebeur, want een mens het sonde veroorsaak vir alle mense wat gebore word, maak nie saak wie en wat nie. Maar daarom kon een kom, Yeshua Jesus, en hy kon redding, hy kon genade bring vir alle mense. Jesus het nie net gesterf vir ons sondes nie. Hy het vir elke mens op hierdie aarde, dink bietjie mooi, is baie goed om dit te probeer onthou. Elke mens moet wie te doen kry. Die grootste niksnit. Jy's nie lus vir hierdie ou nie, behalwe jy's lus om jy wil nie met hierdie persoon eers iets mee te doen nie, maar jy moet altyd onthou. Hierdie persoon is 'n teken van die genade van die Here. Hoekom? Want Jesus het vir hom gesterf. En as hierdie persoon net met sy so niks net is wat hy is, as hy net met sy mond bely en met sy hart glo, is hy gered. Want Jesus het klaar vir hom gesterf. Hy het klaar vir hom genade gebring. Daarom, omdat Adam se oortreding, verloor die mens sy heerskappy. Die heerskappy, die Here het vir hom gesê, ek is hom geskape sodat hy kan heers. Adam verloor dit. Die vyand begin droog maak en al sy goedjies, né? Maar deur Jesus verkry ons geregtigheid en heerskappy ontvang ons terug. Op grond van wat Jesus gedoen het. En dit is wat ons met Pesach vier. Dit is wat ons vier. En is onlosmaaklik deel van die Exodus verhaal. Jy sien redding vanuit Egipte se onderdrukking en slawerny is letterlik 'n spieelbeeld van wat Jesus kon doen het. Inteendeel, in Abraham en Isak wat opgaan, so elke voorbeeld en elke gedeelte in die Bybel, is dit soos 'n spieelbeeld van wat Jesus kom doen. Dis letterlik om vir geslag tot geslag te kon sê, daar gaan 'n redder kom. Daar gaan julle noem hom dalk nou Yahweh Jireh, die Here wat vir my voorsien, sê Abraham, maar daar gaan meer kom. Daar gaan iemand kom wat soveel liefde het, dat hy vir sy vriende sterf. En julle sien hierdie redding wat Jesus vir ons kom bewerk. Hoor mooi wat sê hy in Exodus 12 vers 3. Probeer dink aan wat Jesus gedoen het. Exodus 12 vers 3 sê vir die hele gemeente van Israel. Dis nou Moses wat met hulle praat, né? Is jy daar, seun? Jene, maar hy's daar. Ek sien hy skryf, nou dink ek hy's nie daar nie, jy weet. Maar in 'n geval. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand, julle sien weer kolletjies, so ek het probeer korter maak, vir hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, 'n jaar oud rammetjie, sonder liggaamsgebrek, belangrik. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand, en dan teen laatmiddagslag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykant en die bokant, aan die sykant en aan die bokant van die deurkusyn van elke huis waar hulle die lam gaan eet. Daai selfde nag sal ek deur Egipte gaan, om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Prys die Here. Ek is die Here. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek, en dan baie vertalings dit, sal ek oorslaan, en die nuwe 2020 sê, ek sal verbygaan. Die woord daar is Upashachti lachem, maar ek gaan dit nou verduidelik. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipte tref nie. Nommer 1, die bloed aan die sykant en aan die bokant. Elke pa het geweet, hy het nie geweet wat hy doen noodwendig nie. Ek glo nie hy het geweet nie, maar miskien was hy hier en daar 'n profeet wat geweet het, maar die ander sou hom nie geglo het nie. Maar laat hy letterlik gedoen het, hy het met die bloed van 'n lam sonder gebreke. Hoor jy vir Jesus, hy het met die bloed van 'n lam sonder gebreke, 'n offerlam, het hy die bloed aangewend in die vorm van 'n kruis voor op sy huis. En die vernietiger het verbygegaan. Die vernietiger het beweeg. Toe die vernietiger het gekom, nie die Here nie, die vernietiger, die devourer, het gekom en hy het die bloed gesien en het gegaan.
Want hy het geweet, hy hoort nie hier nie. Maar nommer 2, waar die Here die bloed gesien het, het hy oorgegaan. Dis wat upashachti alagem beteken. Hy het oorgegaan. Hy het oor die drempel gestap. Dit is die Here se teenwoordigheid. Nie die bloed van 'n lam wat hulle beskerm het teen die vernietiger nie. Maar God se teenwoordigheid. Vader se teenwoordigheid. Hy het ingegaan by elke familie daar in hulle huis. En die Here se teenwoordigheid was daar. Hoor julle hoe belangrik is dit dat ons kinders vir Jesus moet ken, so gou as moontlik, vroeg as moontlik, moet weet, hierdie huis van ons, is 'n huis wat aan die Here behoort. Hierdie huis, hier kan ons net leef in vrede en in liefde, en hier kan ons, en ja, al fight ons, al is maar hoe kwaad, ons almal sal wel, ons net vir mekaar sê, ons sal dit maak, maar al gebeur wat, né? Al gebeur wat, ekskuus Lani, ek weet nie hoekom dit nou, maar al gebeur wat ook al, dat ons net sal sê, Lucy weet natuurlik glad nie waarvan ek praat nie, maar al weet wat ook al gebeur in jou huis, hier sal ons vrede maak, want hierdie huis is onder die bloed van Jesus. Hierdie, die beskermer van Israel, wat nie sluimer of slaap nie, hy is in hierdie huis. In hierdie huis gaan slaap ons. Vroeg of laat, hang af wat jou patrone is, maar die Here se patroon is, ek is altyd by jou, ek is altyd wakker, ek slaap nooit nie, ek is daar om jou te beskerm, en die kosbaarste is, ek is daar om saam met jou teenwoordig te wees, sodat jy my al hoe beter en beter kan leer ken, sodat jy die ewige lewe wat jy reeds het, Johannes 17:3, regtig kan beleef. En ek bid dit vir ons elkeen, die Here beskerm ons, ons God is nie in om iemand oor te slaan nie, of oor iemand te gaan nie. Net omdat jou huis nie geverf is nie, daarom gaan hy jou oor. Moet nou nie hierdie week gaan onnodige geld spandeer. Jy verf jou huis as jy kan, maar moenie dat dit 'n issue raak nie. Maar ek is net bang die vrouens gebruik dit nou, en dan ouens, sien ek al hoe werk jy met hy roller, en die enigste ou vir wie kwaad is vir my. Nee, maar besef en weet, ons is in die teenwoordigheid van die Here. Ons kan sy teenwoordigheid geniet. Julle sien die woord van die Here aan Moses, van God aan Moses, ek wil hê jy moet dit hoor, want dit wat Moses vir hulle vertel het hulle geglo, en hulle het beleef die goedheid daarvan, dat God oor hulle drempel getree het, hulle kon beskerm het. Ons vier vandag die waarheid oor die weg, waarheid en lewe homself, oor Jesus, wat niemand oorgeslaan het nie. Hy het vir elke mens op hierdie aarde het hy gesterf. Vir elke mens. Hy het vir elke mens gesterf. En ja, nou moet elke mens daai keuse maak, né? En die ergste is dis so maklik om hierdie keuse te maak. Jy moet ja sê vir die beste deal wat daar kan wees. En is die waarheid. En Jesus kom nie en hy dreig jou met tariffs nie. Alhoewel ek dink ek sou ook dit gedoen as ek die president was, maar in elk geval, maar hy dreig jou nie. Hy kom en hy sê vir jou, ek het dit vir jou gedoen. Ek het dit vir jou gedoen. Jy moet net sê, ja Here, dankie Here, dankie Vader, dankie Vader. Jy sien, Jesus, die Seun van God, was bereid om sy Vader se wil te doen, homself te verneder. Ons het dit al so baie gelees in Filippense 1. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, deur 'n mens te word. 1 Korintiërs 2:1 sê, ek het besluit om met julle oor niks anders te praat as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus sê letterlik, al kan ek oor niks anders praat nie, dan wil ek met julle praat oor Jesus. En ek wil jou graag, ongelukkig so wreed as wat dit is, wil ek die gekruising van Jesus inbring, sodat jy weet, dit is wat dit vir ons verander het. Al die ander verhale is pragtig en is mooi en is inspirerend en dit leer ons, ons leer die karakter van liefde self, en wat hy doen, en graag wil doen vir mense. Maar by die kruis raak dit ons sin, by die kruis raak ons betrokke. Jy sien die een mens, wat die minste dit verdien het, om te ly, om te sterf, om gestraf te word, die enigste perfekte volmaakte mens wat daar ooit was, het gekom en vir die ander 100% mense kom sterf.
sy lewe kom gee. Dis die ironie daarvan. Maar dis die mooiste ironie wat daar is. Hebreërs 10:10 weer eens, volgens sy wil, God se wil, is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Vers 19, ons het dus vrymoedigheid, sê baie dieselfde as 4 vers 16, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Daarom sê Kolossense 3:12, julle is die uitverkore volk van God. Hoor, sê vir jouself, Paulus is nou hier, en hy kom sê vir jou, ek gaan in 'n boek skryf. En hy gaan sê vir hulle, julle is 'n uitverkore volk. Paulus vra nie vir jou, voel jy uitverkore en spesiaal? Nee, verbrand, ruk jou reg, snap, jy is uitverkore. En jy is spesiaal, want God is lief vir jou, hy het vir jou gedoen. Jy is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. 'n volk wat 1 Petrus 1:19 losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos, sonder liggaamsgebrek. Jesus het vir ons alles gedoen, daardie donderdagnag in Getsemane. Het hy onder andere, Lukas 22:24, het hy bloed gesweet. Julle sien, Jesus het vir oulaas voor die keuse gestaan om te sê, Vader, as dit U wil is. Maar Jesus het gesnap en besef, ek dink die ding wat hom die meeste laat bloed sweet het, was nie van die onsaglike pyn, die onsaglike lyding wat hy gaan deurgaan, van sy vel wat basies oor sy hele liggaam afgeskeer is oral, en nog 'n kruis te moet dra op daai oop vel, en ek dink die ergste vir hom was die wete, dat as hy aan daai kruis gaan hang, gaan dit wees, ons haal daai vers baie aan, Kolossense 2, wat sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen hom, saam met hom in die kruis gehou. Met ander woorde, al ons vrot gedagtes en idees en planne en ons nonsens, al ons emosionele gevoelens, al ons vrese, al ons bekommernis, alles was op hom daai dag. Dit is hoekom ons vandag oor elke situasie in jou lewe vir jou kan bid. Saam met jou kan vertrou om vrede te vat. Om te sê, ja, ek weet, ek besef en ek kyk nou van buite af en ek kry eintlik hierdie persoon jammer, want hierdie persoon het hierdie issue nou gekrak. Nee, ons moet elke situasie moet ek en jy weet, Jesus het dit aan die kruis saam met hom gehad. Maak nie saak hoe intens, en ek weet baie keer het mense al vir my gesê, jy verstaan nie. En dan vertel ek hulle 'n paar dinge wat al in my lewe gebeur het. Maar dan dink hulle nog steeds ek verstaan nie, maar in 'n geval. As jy nie wil verstaan dat 'n ander ou nie verstaan nie, dan wil jy nie verstaan nie. Maar prys die Here, jy het nie nodig om te verstaan nie. Ons moet net vir mekaar lief wees en ons moet vat wat Yeshua gedoen het. Hy het ons losgekoop met sy kosbare bloed. Hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos sonder liggaamsgebrek. Jesus het alles vir ons gedoen. Daardie donderdagnaand het hy bloed gesweet. Hy het bloed gesweet vir my en vir jou. Hy was daar op sy eie, het hy geveg met dit wat met hom gaan gebeur, en hy weet enige oomblik gaan hulle hom kom arresteer. En al wat daar by hom was, yes, die Here was daar saam met hom. Heilige Gees was daar, maar sy ander ondersteuningsnetwerk was 'n klomp slapende disippels, né? En sy opsies was min, maar God dank. Jesus het die Vader se wil gekies. Hy het die Vader se wil, dink net vir 'n oomblik as hy dit nie gedoen het nie. As hy besluit het, ek gaan terug hemel toe, ek jammer Vader, ek gaan terug. As Jesus dit besluit het, het hy teruggegaan. En hy sou niks verloor het nie. Hoor julle, ek wil julle moet hoor, want God is liefde, God is genade. Dis hoekom hy ons kon lief hê en genade gee. Maar Jesus het besluit om sy Vader se wil te doen. Dis hoekom hy juist daar in die donker gesê het, Lukas 22:42, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Julle sien, in ons almal is die rede vir hoekom dit so ontsaglik moeilik was vir Jesus. Nogtans al het Jesus alles geweet van die mense van sy tyd, en alles geweet van ons, en alles geweet van die pinkenossies wat nog voor lê, en alles wat die mens droog maak, het hy nog steeds vir ons gesterf.
Dink vir jouself net 'n oomblik, as jy in 'n vergadering moet wees by die werk, en jy weet presies wat elke persoon daar dink. Jy gaan sukkel om te konsentreer. Want jy gaan vir almal wil sê, hierdie ou het net slegte gedagtes. Hierdie ou stem met ons saam, maar hy gaan ons daar, gaan hy ons indoen. Hoor jy? Jy gaan dit wil uitbring. Jy gaan hom net daar, jy sê ek het net nie genoeg hande om ore te draai hier nie. Jesus het alles geweet, maar hy het nog steeds vir ons gesterf. 1 Petrus 1:18, julle weet immers dat julle nie met iets verganklik, soos silwer of goud losgekoop is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Sonder liggaamsgebrek. Vir 'n oomblik terug in Exodus. Uit Exodus, julle gaan nou sien. Julle sien, in Exodus 12 sê dat elkeen moet sorg dat hy op die 10de van die maand 'n lam vir sy gesin het. Al hierdie gebruike is so gedoen, ook in Jesus se tyd, veral toe die tempel veral nog daar was. Elkeen moet sorg dat hy op die 10de van 'n maand 'n lam vir sy gesin het. In die tyd van Jesus is net lammers vanuit Bethlehem aanvaar. En daarom het Jesus self ook vanuit die sheep gate gekom, toe hy ingekom het in Jerusalem, né? En in die tyd van die Paasfees is die lammers altyd deur dieselfde poort, ons het dit nou net gesê, ingebring, né? Jesus, die lam uit Bethlehem, het op die 10de van die maand vanaf die Olyfberg deur dieselfde sheep gate gekom en triomfantlik intog gehad. Die skare het hom ontvang met palmtakke en klere gegooi. Hulle het gedink hy gaan nou die koning wees wat kom oorneem. Maar in werklikheid het hulle gesê, Hosanna. Hulle het gesê, red ons, Here. Hulle het letterlik hulle offerlam gekies. Soos wat die mense op die 10de van die maand vir hulle 'n lam gekies het, so het hulle eintlik in werklikheid die lam gekies. Hulle het hom verwelkom. Maar hulle het ons ewige paaslam gekies en verwelkom. 'n Volgende punt is, soos wat die paaslam ondersoek is, hulle het gekyk sodat hy letterlik geen gebreke moet hê nie. So het almal in daai heeltyd wat Jesus op aarde was, het hulle hom ondersoek. Die skrifgeleerdes en die fariseërs, erger is wat die media probeer foute in Trump se lewe kry. Trump sê maar, het baie foute, julle kry dit nou wat daarvan, maar in elk geval, is net dieselfde het hulle probeer om foute in hom te kry. Hulle het die hele tyd probeer om foute soek. Maar soveel so dat hulle eintlik op die ou het nie 'n rede het nie. Hoor julle, dat selfs van hulle besef, maar hier is nie 'n rede nie. Dat op die ou en selfs Pilatus sê, ek vind geen skuld in hierdie mens nie, Lukas 23:4. So Jesus is sonder fout gevind, soos die paaslam. Volgende punt is dat in die paastyd 'n belangrike ding is dat elke greintjie suurdeeg. Ek het al video's gesien op TBN, eintlik op God TV, hoe die Jode daar voor hierdie tyd, dan hoor jy dat elke pot en pan word gevat na ouens toe wat spesialiseer daarin. Hulle het seker massive wasbakke en dan in kookwater doop hulle, want hulle wil elke bietjie suurdeeg moet uit jou huis verwyder word. Elke onreinheid, met ander woorde wat dit voorstel, moet uit jou huis verwyder word. Markus 11:15 het Jesus in die tempel gegaan in vers 17 en hy het die huis van sy vader gaan skoonmaak. Hy het letterlik die suurdeeg gaan uithaal. Hy het nou net 'n sweep gebruik en die kookwater en hulle kan maar bly wees. En hy het vir hulle gesê, hierdie is nie 'n huis, moet 'n huis van gebed wees, dis nie 'n handelshuis nie. In Exodus 12 vers 6, die 14de van hierdie maand, moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. En dit het net so gebeur in Jesus se tyd. Op die 14de het die priesters by die tempel 'n paaslam geneem en 9 teen die altaar vasgebind. 9 het hulle hom teen die altaar vasgebind. Jesus is op die 14de van die maand uitgelei en om 9 is hy aan die kruis vasgespijker. Om 3 die middag het die priesters by die tempel onder die harde blaas van die shofar die lam se keel afgesny of oopgesny, sodat hy sterf en hom doodbloei. Om 3 die middag het Jesus saam met die blaas van die shofar, die klank van die blaas van die shofar by die tempel, het hy uitgeroep, Tetelestai, dit is volbring.
Dit is volbring. Die bloed van die koning van konings. Die bloed van die koning van konings het vir elke een van ons gevloei, en elke mens wat ons ken en ooit sou ken. Die koning het letterlik vir ons gesterf, die enigste een ooit wat op aarde mens was, wat verdien om 'n koning te wees, wat verdien om soos 'n koning behandel te word, is die absolute direkte teenoorgestelde van hoe hy behandel is. Maar hy het vir ons 'n prys betaal, en hy het daai prys eens en vir altyd betaal. Daarom wil ek bid vir elkeen van ons hier. Dankie Heilige Gees dat U dit inprent in ons gedagtes. Dit inprent in ons gedagtes. Dat dit nie net kopkennis is nie, maar dat dit in ons harte is. As issues ons tref môre, oormôre, wanneer ook al, dat ons sal weet, die ergste kan nie gebeur meer nie. Die ergste kan nie meer gebeur nie. Ons is kinders van die Here. Ons is kinders van die koning. Hy het vir ons betaal. Hy het ons deel van hom gemaak. Daar's geen ander weg meer nie. Jesus het dit vir ons gedoen. Ek wil graag hê dat julle die nagmaal vir almal net gee asseblief. Ek wil tog vir julle lees Hebreërs 4:16 in die Passion. Dit so mooi sê, hy sê, so now we come freely and boldly. Daardie woord in die Grieks, ons betaal dit met vrymoedigheid. Ek weet ek het dit nou die dag ding eendag het gesê, maar jy kan dit met moed en durf vertaal. Met ander woorde, to have courage. Daai selfde woord is to have courage. Om te sê ek het moed. So we can come freely and boldly met courage to where love is enthroned. Ons kan met absolute vrymoedigheid kan ons die troon van die Vader nader. Net soos wat ons is. Want ons is nie meer ons nie. Jesus het ons verander. Hy het ons gewas met sy bloed. Want ons glo hy is ons Here. Amen. Ons glo hy is ons Here. So now we come freely and boldly to where love is enthroned, to receive mercy's kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Lukas 22 vers 19 het Jesus gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit ter herinnering aan my. Herinner julleself, besef net van die ander plekke in 1 Korintiërs en ander plekke waar die nagmaal beskryf word sê, bring it in remembrance. Herinner jouself oor wat het Jesus vir jou gedoen. Besef dat hierdie macho vanoggend het gaatjies in die macho. Jesus se liggaam het nie gaatjies gehad nie. Jesus se vel was basies afgeskeur. Hy was onherkenbaar. Totaal onherkenbaar. Ons het die prentjie wat Samuel gebruik, is as prins gebruik ons 'n prentjie en nie foto's soos van die Passion nie, sodat dit vir ons te erg is nie. Maar ons moet eintlik die ergste wys, maar julle weet ons wat Jesus vir ons gedoen het, hy het tot die uiterste toe gegaan. En op die ou einde vir ons sondes gesterf. Sodat ek en jy deur enige uiterste in ons lewens kan gaan, tot in die uiterste van die dood en kan weet, deur die liggaam van my koning is my sondes is vergewe. Die prys is betaal vir my sonde. Die vyand kan niks doen nie. Sy aanklag, sy skuldbewys was op die kruis. Die skuldbewys was op die kruis. En ek kan vanoggend kan ons dit sê vir die vyand, daar is geen aanklag wat enige een van ons kan bring wat water hou nie, soos die preekwoord sê. Daar's geen aanklag wat kan ons bring wat wettig is nie. Vergeet van 'n aardse hof, nee, wat in die hemele wettig is nie. Geen aanklag. Daarom sê Johannes in 1 Johannes 4, hy sê met die dag van die oordeel, met die koms van Jesus, met daai dag sal ons vrymoedigheid hê. Ons gaan weer eens boldness en courage hê. Hoekom? Want ons weet daar's geen veroordeling vir ons nie. Jesus kom, is dit vir ons net goeie nuus. Ons prys sy naam.
Dankie Jesus vir u liggaam. Dankie Here dat u alles vir ons deurgegaan het. Elke belediging, elke spoeg, elke woord wat hulle teen u gespreek het, elke hou wat u geslaan is, elke ding wat met u gebeur het, elke hande wat deurboor is, voete wat deurboor is, doringkroon. Here, ons kan net sê, dankie Jesus, deur u wonde is daar vir ons genesing. En ons kom vanoggend en ons vat dit vir ons liggame, ons vat dit. Ek sê vanoggend, ons spreek teen elke siekte en elke tekort in ons liggame, en ons sê gesond, genees. As jy enige familie of vriende het wat siek is of iets, stik net vir hulle op WhatsApp, sê net jy is gesond. Jy is genees. In Jesus se naam. Dankie Here. Dankie vir u liggaam koning Jesus. Ons neem dit, ons eet dit en ons onthou wat u vir ons gedoen het. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Prys u naam. Vers 20 van Lukas 22 sê, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond, deur my bloed. Dankie Jesus. Deur u bloed wat gevloei het, deur die krag van u bloed, kan ons vanoggend kom verklaar, ons is regverdige kinders van die Allerhoogste. Deur u bloed wat gevloei het, Here, is ons skoon gewas. En ons name is in die naam van die boek van die Lam geskrywe. En ons weet ons is u kinders, want u bloed het vir ons gevloei. Dankie Vader, dankie Yeshua, dankie Heilige Gees dat u dit kom in ons harte laat echo, laat resoneer, dat ons nie anders kan ons om dit te hoor in elke situasie nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Die bloed van my koning het vir my gevloei. Ek is 'n regverdige kind van die Almagtige. Dankie Vader, dankie Jesus. Prys u naam. Dankie Here vir u bloed. Ons drink dit en ons onthou wat u vir ons gedoen het. Dankie Here. Dankie Here. Ons prys u naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil tog net sê, jy met jou mond te bely dat Jesus die Here is, met jou hart te glo dat God hom uit die dood opgewek het, smeer Jesus sy bloed aan die deurposte van jou hart, en hy slaan jou nie oor nie, hy gaan oor die drempel van jou hart, en hy woon binne in jou. Heilige Gees woon binne in jou. Hy kom, soos Johannes 1 sê, dat hy, vers 14 dink het, sê dat Jesus uitgekom, en hy het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons kom tent opslaan, letterlik. Jesus kom, en hy kom tent opslaan, tabernakel bou in jou hart. En hy is nie 'n rondtrekker nie, hy is nie 'n huurder nie, hy het besit kom neem. Hy het besit kom neem. Dis hoekom as iemand jou wil opereer, dan moet jy vir hom sê, maak nie saak hoe ongemaklik jy voel nie, ek moet eers met die Here praat. En as die dokter sê, dit is so belangrik, dan sê jy, nee, ek is jammer, maar hierdie hart behoort nie aan my nie. Dit behoort aan die Here. Ek moet hom en die Heilige Gees eers bietjie vra, dink hy dit is goed? Ek's ernstig. Hy moet eers toestemming vir my gee. Want jy sien, wat het hy kom doen? Hy het die drempel van jou hart oortree. Hy het gepasjagti alagem. Hy het letterlik gekom en hy plaas jou onder die skaduwee van sy vleuels. Hy is welkom in jou hart en hy bly hier. En ons sê dankie Here. Dankie Jesus. En die vyand kan nie 'n duit daaraan doen nie. In Jesus se naam. Ons prys die Here. Dankie Here dat ons u naam kan groot maak. Dat ons kan weet, ons stap vanoggend hier uit en ja, ons kom Sondag en ons kom vier dit. Ons kom opgewonde, kom ons sê hy het opgestaan. He has risen, he's risen indeed. Hy het waarlik opgestaan. Ons kan dit Sondag kom sê, maar kom ons onthou vandag, Jesus het vir ons dit alles klaar gedoen.
alles klaar gedoen. Laaste vers wat ek gaan lees. Kolossense 1:13. God het ons uit die mag, uit die heerskappy, uit die mag van die duisternis gered en ons verplaas na die koninkryk, die heerskappy van sy geliefde seun, sy unieke seun. Amen. Dit is waar jy jou bevind. As iemand vra wat is jou adres, dan sê jy Kolossense 1:13. Ek is onder die heerskappy van die geliefde seun van God. Maar moet dit nie by die ontvanger sê nie, maar prys die Here. Dit gaan nie help, hulle gaan jou nog steeds aanslaan, maar jy sal uitkry. Jy sal geld kry by hulle, en jy gaan breed glimlag. Prys die Here. En as jy nie uitkry nie, moet jy 'n ander boekhouer kry. Hoor, prys die Here.